tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. As jy iets baie opwindend wil hoor, luister tot die einde van die storie. Dit was winter in die groot bos en al die diere het warm plekkies gesoek. Hier en daar het 'n diertjie in die son gesit en bak om ook warm te word. En by die rivier het Krokkie Krokodil op die warm sand gelê om ook 'n bietjie hitte te kry. Op die bakkrans het die bobbejaantjies ook lekker in die son gespeel. Lente Bobbejaan was nie net die mooiste bobbejaan dogtertjie op die bakkrans nie, sy was ook die slimste bobbejaantjie. Sy het daar saam met haar klein boetie en haar mamma en pappa gewoon, en haar ouers het haar en haar boetie baie mooi opgepas. Een oggend sê Lente vir haar pappa Stanley Bobbejaan: Pappa, kyk al die hoë bome hier voor ons bakkrans. Die meeste van die bome is bloekombome. Dis net ek die eekoring se boom daar een kant wat 'n akkerboom is. Met al hierdie hoë bome voor ons kan ons net niks sien daaronder nie. Die bome se blare keer dat ons kan sien tot by die rivier. Sê nou net, die rivier kom af. Hoe gaan ons betyds vir die ander diere laat weet hulle moet vlug? My liewe aarde Lente, jy's besig om 'n groot meisie te raak. Wanneer het jy so slim geword? Vra pappa Stanley Bobbejaan. Ek dink ons moet beslis by koning Louis en oupa Uil 'n draai gemaak oor die ding. Ek is seker hulle sal vir ons goeie raad kan gee. Hulle speel nog so lekker toe Lente se boetie skielik 'n benoude gil gee. Lente kyk op en sien haar boetie hang aan 'n dun takkie naby die rand van die bakkrans. Sy hardloop vinnig na hom toe en gryp hom aan die hand en trek hom op. Jy moenie hier op die rand speel nie, boetie. As jy hier afval is jy weg, jong. En waar gaan ek dan vir 'n klein boetie kry? Kom speel daar by die ander bobbejaantjies. Dis veilig daar. Net toe Lente omdraai om haar boetie terug te neem na die ander bobbejane toe, hoor sy 'n benoude geroep. Dit klink asof dit van die rivier se kant af kom. Pappa, kom gou. Ons moet gaan kyk by die rivier. Ek dink oom Krokkie Krokodil is in die moeilikheid. Ek dink ek het gehoor hoe hy roep, sê Lente. Goed, bly jy net hier Lente. Ek en oom Bobby Bobbejaan se gou gaan kyk. Toe pappa Stanley en Bobby Bobbejaan by die rivier kom, sien hulle 'n groot ou dooie boom het omgeval en bo oor Krokkie Krokodil geval terwyl hy in die son gelê en slaap het. Papa Stanley en Bobby Bobbejaan het hard getrek en die stomp van Krokkie Krokodil afgesleep. Ou Krokkie was so bly, hy kon nie ophou dankie sê nie. Dit was klein Lente wat jou gehoor roep het, Krokkie. As dit nie vir haar was nie, was jy nou Bokveld toe, sê Bobby Bobbejaan. Sê asseblief vir haar baie dankie, Bobby. Sy het my lewe gered, sê Krokkie Krokodil. Toe die twee bobbejane by die bakkrans terugkom, het klein Lente al op hulle gewag. Pappa, wat het gebeur? Danksy jou kon ons oom Krokkie Krokodil red, my kind. Hy het gesê ons moet vir jou baie dankie sê Papa Stanley. Ek is so bly oom Krokkie het darm niks verder oorgekom nie, sê Lente. Maar pappa, ek het nou so gedink. Ek dink ons moet 'n boomhuis hoog in een van daardie voorste bloekombome bou voor ons bakkrans. Dan kan ons mooi sien oor die hele groot bos en tot ander kant die rivier. My wêreld, Stanley, waar kom jy aan hierdie slim meisiekant? Dit is 'n briljante idee, sê Bobby Bobbejaan. Kom Bobby, kom ons gaan dadelik na koning Louis toe. Ek gaan die mooiste en hoogste boomhuis bou in een van daardie voorste bome. En dan kan ons die hele bos mooi sien, sê Papa Stanley Bobbejaan. Mag ek asseblief saamgaan, pappa? Vra Lente. Natuurlik my kind, dit was dan jou slim idee, sê Papa Stanley. En daar draf die drie bobbejane reguit op pad na die groot plat klip toe. By die plat klip het koning Louis en oupa Uil aandagtig geluister na Lente se voorstel. My wêreld, klein Lente, dis 'n baie goeie voorstel. So kan ons seker maak dat die diere betyds gewaarsku word wanneer daar oorstromings of brande in die groot bos dreig, sê koning Louis en knik vir oupa Uil. Net soos u sê, u majesteit, dis nou iets waaraan ons nog nooit hier in die bos gedink het nie.
Jy het mooi gedink, klein Lente. Die bosdiere is jou baie dank verskuldig vir jou vindingryke idee, sê oupa uil en knip sy groot oë stadig. Het jy enige hulp nodig vir die bouerhuis, Stanley? Vra koning Louis. Glad nie, u majesteit. Ek en van die ander bobbejane sal daardie boomhuis in 'n japtrap bou, sê papa Stanley trots op sy dogter se blink idee. Somme daardie selfde middag spring die bobbejane fliks in en begin bou aan die boomhuis. Lente het ook gehelp en vir hulle gewys waar sy dink alles moet wees. En sy was heeltemal reg. Dit sou die mooiste en beste boomhuis wees wat daar nog ooit in die groot bos was. Toe die sonnetjie daardie middag laag begin lê, was die boomhuis klaar. Hoog bo in die hoogste bloekomboom het papa Stanley, Lente en van die ander bobbejane die mooiste en sterkste boomhuis gebou. Hulle het ook sterk bobbejaantoue van bo af gehang tot onder op die grond, sodat hulle kon op en afklim. En dan kon hulle die toue weer optrek tot in die boomhuis, sodat ander diere nie daar kon opklouter nie. Baie dankie vir ons mooiste boomhuis, pappa. Sê Lente toe sy opkyk na die boomhuis hoog bo in die boom. Pappa is regtig baie slim. Ja, amper so slim soos my mooiste klein Lente. Dit was mos jou idee om die boomhuis te bou. En weet jy wat? Nou het ek vir jou nog 'n verrassing, sê papa Stanley en knip oog vir Lente. Wat? Pappa, wat? Vra sy en spring sommer in haar pappa se arms in. Vanaand gaan ek en jy in ons nuwe boomhuis slaap. Sal jy graag wil? Vra papa Stanley. Ja! Dankie, pappa. Dan kan ons die hele groot bos in die nag uit ons boomhuis sien. Nou sal arme oom Krokkie en die ander diere nie meer so lank moet wag voordat iemand hulle help as hulle seer gekry het nie. Ons sal alles eerste sien. Daardie nag het Lente omtrent nie 'n oog toegemaak nie. Sy kon nie ophou kyk na die pragtige groot bos en die sterre en die groot maan daar vanuit die hoë ou bloekomboom nie. En van daardie dag af was daar elke dag en nag 'n brandwag bobbejaan wat wag gehou het in Lente se hoë boomhuis. En sy kon net wanneer sy wou daar opklim en oor die groot bos uitkyk. Ag, is die liewe klein Lente nie net die slimste bobbejaantjie in die groot bos nie. Kom ons kyk weer hoe mooi het jy geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. Na die vraag gaan daar 10 sekondes wees vir jou om te dink oor die antwoord. En as die 10 sekondes verby is, gaan daar 'n klokkie lui en dan gee oupa Uil vir jou die antwoord. Goed, hier is die eerste vraag. Wie se benoude geskreeu het Lente van die rivier se kant af gehoor? Hier is die antwoord. Lente het gehoor hoe Krokkie krokodil om hulp roep van die rivier af. Hier is die tweede vraag. Wat het Lente en haar pappa saam met die ander bobbejane in die hoë bloekomboom gebou? Hier is die antwoord. Lente en haar pappa het saam met die ander bobbejane 'n boomhuis in die hoë bloekomboom gebou. Mooi geantwoord. Die storiekas is besig met iets baie spesiaal. As jy mooi kan inkleer, sê vir mamma of pappa om vir ons 'n boodskap op Instagram of Facebook te stuur. As jy die storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.